Welkom by Versteekte Juwele. Die opstanding van Christus is oorwinning oor die dood. Maar dis miskien nog nie die belangrikste betekenis van sy opstanding nie. Die Jode van daardie tyd het ook opstandings geken, byvoorbeeld die opwekking van 2 kinders in die Ou Testament onder die hande van Elia en Elisa. Die belangrikste waarde van Christus se opstanding is dat dit krag gee aan sy kruisdood. Die andersheid van sy opstanding was juis dat niemand dit verwag het nie. Selfs nie sy naaste disippels nie. Vir die Jode is Jesus gekruisig onder die wet, vir hulle die hoogste gesag, daarom was hy verwerplik. En vir die nie-Jode is hy uitgestoot uit die samelewing. Niemand sou verwag dat so iemand uit die dood sou terugkom nie. Maar toe staan hy wel op, teen almal se verwagting in. Ons lees in 1 Korintiërs 15 vers 14, dat as Christus nie opgestaan het nie, dan was die prediking van die kerk en ons geloof sonder inhoud. Dit wil sê sinloos. En wat is die kerk se prediking? In dieselfde 1 Korintiërs in hoofstuk 1 staan daar, dat die boodskap van die kruis die krag van God is, en dat ons Christus verkondig wat gekruisig is. Dit is die kern van die evangelie. Nou hoekom 'n gekruisigde verkondig? Iemand wat verwerp en verstoot is. Juis omdat hy deur die Vader uit die dood opgewek is. Daarom kry sy dood 'n ander betekenis. Hy het nie sy dood verdien nie. Sy dood was vir my en vir jou, sodat ons nie verwerp en verstoot sal wees nie, maar God se kinders kan wees. Ons kan nou 'n nuwe lewe leef saam met hom wat die dood oorwin het. Ons kan in blydskap leef omdat die kruis ons blydskap geword het. En in ons hartseer wêreld kan ons daardie blydskap deel.